Goeienaand, ek is Monty Elof van Lewende Waters Bediening en ons is besig om vrae te beantwoord rondom die Heilige Gees, die derde persoon in die Godheid. So dikwels word hy geïgnoreer en ek het by vorige geleentheid al vir u gesê, daar is mense wat al vra, dien ons 'n twee-enige God. Maar ons praat oor die Heilige Gees. Nou elke week se lering is beskikbaar op DVD en u kan dit van ons bestel. Skakel gerus die nommer wat nou onder op die skerm verskyn, sodat ons met u reëlings kan maak. Baie dankie. Goed, vanaand begin ons met die 6de vraag wat ons beantwoord en dit is naamlik, is daar 'n spesifieke teken vir die doping met die Heilige Gees? Met ander woorde, is daar iets wat spesifiek plaasvind wanneer 'n mens gevul word met die Heilige Gees? Nou kom ons kyk of die woord ons 'n aanduiding gee van enige spesifieke teken of 'n ondervinding wat gepaard gaan met die doping of die invulling met die Heilige Gees. Die eerste Christene wat gedoop is met die Heilige Gees, was die 120 wat bymekaar gekom het in die bokkamer of die oppersaal op die dag van Pinkster. Dit kan jy nou gaan lees daar in Handelinge, die eerste hoofstuk. Die unieke getuienis dat die 120 wel die doping met die Heilige Gees ontvang het, was dat hulle volgens Handelinge 2 vers 4 begin spreek het in ander tale. Daar het nog ietsie gebeur, daar het tonge soos van vuur op hulle neergedaal, op hulle begin sit, en hierdie mense het allerhande snaaks en vreemde tale begin praat. Al die ander geestelike gawes soos byvoorbeeld genesing, profesie en andere kom in die Ou Testament ook voor. So met ander woorde, daar is 7 van die 9 gawes van die Heilige Gees van 1 Korintiërs 12 wat gewerk het in die Ou Testament sonder die doping met die Heilige Gees. In die Nuwe Testament met die doping met die Heilige Gees kom daar 2 by en dit is naamlik tale en uitleg van tale. Maar wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, en ek wil nie weer oor al die gronde gaan nie, as jy nou die eerste maal inskakel of die eerste keer hoor, moet jy maar 'n plan probeer maak om die eerste vraag te kry wat ons beantwoord het, want ek kan nie elke keer dieselfde grond dek nie, dan sal ons nooit klaar kry nie. Wanneer ons gedoop word met die Heilige Gees, is daar iets wat spesifiek met ons gebeur. Ons het by die vorige geleentheid gesê, dit is 'n tweede aandoening met krag uit die hoogte. En in die Nuwe Testament 1 Korintiërs 12 sien ons, daar word 9 gawes genoem, wat ons ontvang waarvan tale en uitleg van tale 2 is. Maar wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees ontvang as 'n geskenk, as 'n gawe, volgens Handelinge 2 vers 8 en 39, dan praat jy in 'n vreemde taal waarmee jy God verheerlik. Dit kan 'n taal wees wat iemand verstaan, of dit kan 'n vreemde taal wees wat niemand verstaan nie. En nou sê Paulus vir ons in 1 Korintiërs 14, hy sê hy wat in 'n taal spreek nie tot mense nie, maar hy spreek verborgenhede, en net God verstaan dit. So met ander woorde, ek praat 'n taal wat ek nie verstaan nie, wat jy nie verstaan nie, en dan God wat die duiwel nie verstaan nie, maar wat God verstaan, en ons noem dit ons gebedstaal. Ek sê sommer baie keer, dis my geheime wapen, wat die vyand verstaan niks wat ek bid of niks wat ek sê nie. Nou met die uitstorting van die Heilige Gees op die dag van Pinkster, was die teenwoordigheid van God so duidelik sigbaar in die disippels se lewens, in 'n nuwe dimensie, naamlik die spreuke van die tale. En hulle het so in tale gepraat, dat die mense wat daar rondom was, die woord van God sê, hulle was verwonderd en radeloos. Ander het gespot en gesê, nee, hulle is vol soetwyn, hulle is gedrink. Want u sien, dit was Galileërs gewees, wat gepraat het in vreemde tale, wat die ander Jode wat daar was nie verstaan nie, maar die Jode genote wat uit ander lande uitgekom het, sommige van hulle het gehoor, hoe dat hierdie disippels in hulle taal praat en God groot maak. En hulle het geweet dat, maar hierdie is almal Galileërs, hoe kan hulle dan in ons taal praat? En dit was die wonder van die uitstorting van die Heilige Gees. Nou, in die boek van Handelinge vind ons 5 gevalle, waar die Heilige Gees ontvang of uitgestort is. Mense gevul is met die Heilige Gees. By 3 van hierdie geleenthede is daar in tale gepraat
en word dit dan ook so beskryf, dat hulle het gehoor hoe hulle in tale praat en God verheerlik, as 'n duidelike, hoorbare en sigbare ondervinding. Byvoorbeeld, op Pinksterdag, sien ons in Handelinge 2, is hulle gevul met die Heilige Gees, hulle het gepraat in tale. As ons dan kyk na Handelinge die 10de hoofstuk, Cornelius en sy mense, hulle was heidene gewees, hy was 'n Italianer, hoofman oor 100, in Caesarea, en toe God hulle doop met die Heilige Gees, Petrus was nog besig om te preek, toe sê die Bybel, toe val die Heilige Gees op hulle, en hulle begin praat in ander tale. En dan, Paulus het die Heilige Gees ontvang toe Ananias vir hom hande opgelê het en vir hom gebid het in Handelinge 9:17, en die Bybel sê nie daar het in tale gepraat nie, maar later in 1 Korintiërs 14:28 sê hy, ek praat meer in tale as julle almal. So, Paulus was 'n man wat baie in tale gepraat het, want hy die krag van tale verstaan. Nie 'n boodskap in tale aan die gemeente nie. Onthou daar's 'n verskil. Jou gebedstaal is tot God gerig, waar die Heilige Gees met onuitspreeklike sigtinge voor die Vader intree en deur jou gees werk. En dan is daar die boodskap vir die gemeente of vir die ongelowige volgens Handelinge 14, waar jy 'n boodskap in tale bring in die gemeente of in die selgroep of waar jy by mekaar is en daar 'n uitleg voor moet wees. Nou sê God se woord, jy moet die uitleg bring, of as daar iemand anders is wat die uitleg moet bring, bring hulle die uitleg, en as daar nie iemand is nie, moet jy die uitleg bring, of anders moet jy swyg. So, die doping met die Heilige Gees was daar, en alhoewel dit nie oral dan pertinent genoem word, en gesê word dat Paulus in tale gepraat het, toe die hande vir hom opgelees nie, weet ons, dat hy gesê het, ek praat meer in tale, as julle almal. Die 5de geleentheid was die mense, wat die Heilige Gees in Samaria ontvang het, volgens Handelinge 8 vers 14 en 15. Ons het dit al by 'n vorige geleentheid gesê, maar ek wil net kortliks herhaal, om aansluiting te kry. Filippus het gepreek, mense tot bekering gekom, siekes is gesond gemaak, duiwels is uitgedrywe, en dan lees ons dat Petrus en Johannes van Jerusalem gestuur was, om vir hierdie mense te bid, hande op te lê, sodat hulle die doping met die Heilige Gees kon ontvang. Nou, as hierdie Samaritane, wat nou wedergebore is, die Heilige Gees ontvang het met hulle bekering, soos baie mense sê, gebeur het. Waarom was dit nodig, dat die apostels weer moes kom, om vir hulle die hande te kom oplê? Hoekom moes Petrus kom, en vir hulle kom hande oplê, om die doping met die Heilige Gees te ontvang, en dan in tale te praat? Dit word nie aangeteken daar spesifiek, dat hulle nou in tale gepraat het, toe die Heilige Gees ontvang het nie, maar daar moes iets so sigbaars en hoorbaars plaasgevind het. Want die Bybel sê vir ons, Simon die towenaar was so beïndruk, dat hy hulle geld aangebied het. Hy wou hulle betaal het, om ook hierdie gawe te kon hê. Sodat wanneer hy vir mense bid, hulle ook die doping met die Heilige Gees ontvang. So daar het iets met hulle gebeur. Nou ja, dit sê nie daar hulle het op die grond neergeslaan nie, dit sê nie daar hulle het al in die ronde gehardloop nie, dit sê nie daar hulle het bollemekiesie geslaan nie, maar as ons gaan lees in Handelinge, sien ons, orals waar dit praat van die doping met die Heilige Gees, hulle het gehoor hoe hulle in tale praat en God verheerlik. En in Efesiërs het hulle ook sommer begin om te profeteer. Ons lees dan ook dat die Here Jesus in Markus 16 vers 16 tot 18 vir ons die volgende sê, hy sê, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. En dit beteken nie, dat jy nou na Rusland toe gaan, en dan gaan jy nou Russies praat nie, of jy gaan nou na Indië toe, en jy gaan in Indies praat nie. Nee, jy gaan spreek in 'n nuwe taal, wat God jou gee, en dan gaan daar 'n uitleg wees, of as jy net met God praat, is dit nie nodig vir 'n uitleg nie, dis jou gebedstaal. Hy sê, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal die hande lê, en hulle sal gesond word. So, die tale is een van daardie dinge wat die Here Jesus gesê het, sal gebeur wanneer jy gevul word met die Heilige Gees. As ons dan op die skrif let, is die sigbare teken vir die doping met die Heilige Gees, die spreuke in tale. Ek wil dit net baie duidelik stel, dat die spreuke in tale is nie die doping met die Heilige Gees nie.
Die spreuke in tale is nie die doping met die Heilige Gees nie. Dis slegs die bevestiging of die teken dat ek wel gevul is met die Heilige Gees. Alhoewel daar ook moontlik ander geestelike manifestasies mag plaasvind of daarmee gepaard gaan met die ontvangs van die Heilige Gees, wil ek duidelik stel dat die spreuke in tale eintlik die primêre teken is dat jy wel met die Heilige Gees gevul is. Dat mense wel omval as hulle gevul word met die Heilige Gees, ja, dit gebeur ook, maar dis nie die reël nie, en die omval beteken ook nie dat ek nou gedoop is met die Heilige Gees nie. Dat mense onbedaarlik aan die huil gaan as hulle gevul word met die Heilige Gees, ja, maar as hulle nie in tale praat nie, het hulle dit nog nie met geloof aanvaar nie. Hy het net 'n salwing gehad. Baie mense sê, ek het van my kop tot op my voete gebewe, ek het net gevoel, hier is krag op my, maar hy het nog nie in tale gespreek nie. Die oomblik wat hy met geloof in tale spreek, en hierdie ou doubting box, hierdie ou verstand van ons dit hoor en besef, maar ek is nou gevul met die Heilige Gees, en ek hom toelaat om oor te neem, en hierdie ou tong van my, die Engels praat van the unruly member, hy sê die tong is 'n onbedwingbare, 'n kwaad, vol dodelike gif, wat die hele wêreld aan die brand steek. Dis juis hierdie tong wat die Here in die hande wil kry, hierdie onbedwingbare, dodelike giftong van jou, wat hy in die hande wil kry, om met daardie wonderlike taal te praat, waarmee ons God verheerlik. Dit was my voorreg om al in meer as 30 lande te besoek, en in baie van hierdie lande het ek dan ook die evangelie bedien, en vir mense gebid vir die doping met die Heilige Gees. En sonder uitsondering, is al hierdie mense gevul by wyse van spreuke in tale. Nou moet jy onthou, hulle normale huistaal was in alle geval vir my in tale. Die Indiërs, die Maleisiërs, die Indonesiërs, die Singaporeans, hulle praat in alle geval Chinees, hulle praat in alle geval in tale vir my. En nou is ek daar, in die gemeentes, nou moet ek bedien. Nou bedien ek onder andere daar in Singapore. Nou, hoe weet ek nou wanneer praat hierdie ou in tale? Want ek meen, hy staan in alle geval nou in tale bid hierso. Nou het ek die jeugleier by my, so 'n kort mannetjie, nou sê ek vir hom, luister, jy moet maar luister, die oomblik as hierdie ou iets anders nou praat as jou taal, dan moet jy net vir my sê. Dan lê ek die hande op. Nou party van hulle kan ek sommer hoor, jy weet, die turbo skop in, en nou kan ek hoor, maar hierdie ou is nou op 'n ander vlak. Nou, dan kyk ek vir hom, as hy vir my is reg. Gaan ek na die volgende een toe, lê ek vir hom hande op, en bid ek, en tik hy my so op die arm, as ek vir hom kyk, en sê hy vir my, okay, en so het ons vir hulle gebid. En in Indië, in daardie plekke, het ek maar iemand saam met my gevat, en die oomblik as daai ou begin in 'n ander taal bid, dan sê die een vir my, is reg, hy is deur, hy bid in ander tale. Nou, dit was my ondervinding gewees, orals waar ek gaan, waar ek hierdie evangelie verkondig het, maak nie saak of dit onder die swartes was nie, maak nie saak of dit onder die breinmense was nie, maak nie saak of dit onder die oosterlinge was nie, Amerika, orals waar ek bedien het God mense gedoop met die Heilige Gees, spreuke in tale. En daarom glo ek, dat dit die primêre teken is, en wat ek verseker kan weet, dat God my nou gedoop het met die Heilige Gees. Kom ons gaan na vraag 7 toe. Hoe word ek waardig of heilig genoeg om die doping met die Heilige Gees te ontvang? Want baie mense sê, ek is nie waardig genoeg nie. Ek moet heiliger lewe. Miskien moet ek nog meer toegewyd lewe aan die Here vir die doping met die Heilige Gees. Antwoord is baie, baie eenvoudig. Jy en ek kan nooit waardig of heilig genoeg lewe om die Heilige Gees te ontvang nie. Die gawe van die Heilige Gees is net soos die gawe van redding. Jy kan dit nie verdien nie. Jy kan dit net deur geloof ontvang. Hoor my vanaand, die doping met die Heilige Gees is 'n geloofsaak, nie 'n gevoelsaak nie. Mens is gees, siel en liggaam. God werk nie op jou liggaam en op jou verstand nie, God werk op jou gees. Jy kan dit net deur geloof ontvang. Dit word nie aan jou geskenk as 'n vergoeding, of iets soos 'n vergoeding wat jy ontvang nie. As jy goed genoeg is, of as jy goed genoeg kan word, om dit waardig te wees, dan het jy eintlik nie nodig om dit te kry nie. Want dan is jy mos nou goed genoeg.
Onthou, dis die Heilige Gees wat ons leer en ons lei. Dis die Heilige Gees wat ons help in heiligmaking. Die gedagte dat ons goed genoeg moet word om seëninge en gawes uit die hand van God te ontvang, is 'n groot struikelblok vir baie kinders van die Here vandag. Dit geld om gered te word, sowel as om die doping met die Heilige Gees te ontvang. Dis presies een en dieselfde. Die enigste geregtigheid wat vandag tot ons beskikking is die geregtigheid wat aan ons gegee word, wanneer ons deur geloof na Jesus Christus toe kom. Ek het geen geregtigheid uit my eie uit nie, maar deur Christus Jesus het ek geregtigheid. Met ander woorde, geregtigheid beteken om in 'n regte verhouding met God te lewe. Die Engels noem dit a right standing with God. Net deur Jesus. Nou sê Romeine 3:28 vir ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof, sonder die werke van die wet. Met ander woorde, ek hoef nie goed te doen nie. Ek moet glo en ek moet aanvaar. Die dwaling van saligheid deur werke veroorsaak dikwels dat mense beroof word van God se wonderlike gawes. Want ek moet nou eers goed doen, ek moet nou eers reg lewe, ek moet nou eers my pappa plesier gee en dan gaan hy vir my die gawes gee. Wat Paulus aan Israel sê, is ook waar van baie welmenende Christene vandag. Hulle maak daarop staat om deur hulle goeie werke gered te word. Hulle maak daarop staat om deur hulle goeie werke die gawes van die Heilige Gees te bekom. Maar Romeine 10 vers 2 tot 4 sê vir ons, want ek getuig van hulle, dat hulle ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Jy kan nie probeer om jou eie geregtigheid te skep deur goeie werke en 'n mooi lewe nie. Nee, ek vat dit met geloof sonder my eie geregtigheid. Ek kom op die geregtigheid van Christus Jesus. Redding behoort aan ons, nie omdat ons probeer nie, maar omdat ons glo. Ek glo, daarom het ek dit gevat. Die doping met die Heilige Gees ontvang ons op presies dieselfde manier deur God se beloftes te glo. Hom te vertrou en nie te probeer om waardig genoeg of heilig genoeg te wees nie. Efesiërs 2 vers 8 en 9 is ook hiervan toepassing. Hy sê vir ons, want julle is uit genade gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe of ander woorde die geskenk van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ek kan nie roem nie, want is nie uit my werk uit nie. Jy kan nooit waardig genoeg wees om die Heilige Gees te ontvang nie. Dikwels hoor ons mense wat sê, wel, ek wag maar tot God besluit dat dit tyd is vir my om die Heilige Gees te ontvang. Of die Here sal my doop met die Heilige Gees wanneer hy besluit dat ek goed genoeg of waardig genoeg is. Nee, dis 'n groot fout. Mense word beroof van God se seëninge deur hulle eie onkunde. Die doping met die Heilige Gees is onmiddellik beskikbaar. Vir hulle wat werklik dors het en daarvoor vra. Jy hoef nie eers beter te lewe nie. Jy hoef nie eers so lank in hierdie kerk te wees of daardie kerk te wees nie. Dis daar vir jou, it's yours for the taking. Die woord sê, elkeen wat honger en dors na die geregtigheid sal versadig word. En ons moet ook onthou, God se tyd is altyd nou. Vanaand is God se tyd vir jou. Op Pinksterdag, nadat Petrus en die ander disippels gedoop is, met die Heilige Gees spreek hy vir die skare, en dan lees ons Handelinge 2 vers 7 tot 39, hy sê, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word met die Heilige Gees tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe of die geskenk van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte, watter belofte? Die gawe van die Heilige Gees, kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Die doping met die Heilige Gees het dit niks te doen om heilig of waardig genoeg te wees nie. Dis 'n geskenk van God vir sy kinders en dit moet met geloof aanvaar en ontvang word. En vanaand is dit ook vir jou. Al wat jy moet doen is, as daar iets verkeerd is in jou lewe, vra die Here om jou dan te vergewe, maak skoon en sê vir hom, ek het dors, ek begeer dit, vul my met u Heilige Gees en hy sal dit vir jou gee. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vanaand vir die kosbare Heilige Gees, wat daar is om ons te leer, ons te lei en ons toe te rus met krag vir dienswerk in u naam.
Seën elkeen van hierdie kykers vanaand, en is daar mense is wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees, dat hulle sal dors daarna en spoedig sal ontvang in Jesus lieflike naam. Amen. As jy nog nie gedoop of vervul is met die Heilige Gees nie, kan jy 'n DVD en 'n boekie van my bestel, hoe om die doping met die Heilige Gees te ontvang. Kry hom vir 50, dit albei vir R50 plus R12 posgeld. Jy kan dit bestel deur die nommer te skakel wat nou op die skerm verskyn. Ons het ook 'n reeks van 4 DVD's beskikbaar wat handel oor, is die doop met die Heilige Gees noodsaaklik, hoe om die doping met die Heilige Gees te ontvang, waarom bid ek in tale, en dan my persoonlike getuienis van die doping met die Heilige Gees. Hierdie hele stel kos R140 plus R12 posgeld. En u kan ook na ons programme kyk gedurende die week, op die volgende tye, dinsdagoggende, of dinsdaande 1900, woensdae 1600, donderdae 10:30 en vrydag 8:30. Onthou om te kruiskyk. Dis goeie nuus in jou taal. Goeienaand.